Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee, is die 10de April die jaar 2026. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord uit lees en bietjie deel. Nou ek het dit nog nooit gevra of gesê nie, maar ek wil vandag vir jou sê dat vat hierdie boodskap, stuur hom aan. Stuur hom aan vir elke persoon wie jy weet dit nodig, wat dit dalk gaan nodig hê, want ek gaan bietjie praat oor die bloed van Jesus reinig ons. En mense het nodig om dit te hoor. Die bloed van Jesus is die enigste wat om my en jou kan reinig. Nou, baie kere dink ons is skoon. Is jy waarlik skoon? Is dit 'n vraag wat jy self kan antwoord en sê, ek is skoon gewas? Is jy waarlik skoon? Is ons waarlik gereed as Jesus kom? Of hoop ons maar, ek sal die ewige lewe behaal? Ek hoop maar my naam is in die boek van die lewe geskryf. Is ons waarlik 'n kind van God? Nou, Reinhard Bonke het op 'n stadium 'n videoklip uitgestuur waar hy met 'n ateïs gepraat het en die ateïs het vir hom gesê, daar's nie 'n God nie, want die bloed van Jesus, as die bloed van Jesus dan gestort was vir my en vir jou, 2000 jaar plus terug, hoekom is die aarde en die wêreld soos hy nou is? En hy verduidelik dit so mooi en hy sê, dit is soos seep. Nou dink bietjie daaraan. Ek en jy kan sê, ja, ons is skoon, ons is rein, ons is skoon gewas en goeders. Maar as ek en jy dit nie, in die Engelse woord sê, apply in ons lewe nie, dan kan ons nie skoon wees. En hy verduidelik dit so mooi, en hy sê, jy kan 'n koekie seep langs jou hou, en dit maak jou nie skoon nie. Jy kan binne in 'n seepfabriek werk, en dit maak jou nie skoon nie. Daar's iets wat jy moet doen. Jy moet uitreik, en jy moet daai seep vat, fisies, en jy moet dit begin aansmeer in jou gesig, in jou kop, in jou lyf en goeders, dan gaan jy skoon word. Hy sê, en dit is presies hoe die bloed van Jesus werk. You have to apply it to your life. Nou sê ek, om in die kerk te sit, maak nie dat jy rein is nie. Om 'n Bybel oop te hê in jou huis, want ons was al by mense waar die Bybel so oop lê in elke vertrek, dit maak jou nie rein nie, dit maak nie dat jy 'n kind van God is nie. Om te praat oor Jesus en die bloed, maak jou nie rein nie. Om dit te sing, maak jou nie rein nie. Om daaraan te dink, maak jou nie rein nie. Jy moet dit apply, jy moet dit deel maak van jou lewe, jy moet dit in jou insit. Dit moet jou oggend, jou aand, jou opstaan, jou gaan lê wees. Dit maak jou rein, die bloed van Jesus. Hoor wat sê God se woord vir ons in 1 Johannes 1 hier vanaf verse 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. En die woord sê, geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. Met ander woorde, as jy lieg, vergeet dit. Jy gaan dit nie maak nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. My boetie en sissa, ek het nodig en jy het nodig om Jesus se bloed te apply. Ek dink dis net 'n baie mooi woord om dit uit te bring. Ek en jy kan nie net die Bybel hier voor ons bed neersit en vanaand slaap en hoop die woord kom in ons kop in nie. Nee, ons moet tyd spandeer in God se woord. Ons moet tyd spandeer met God in gebed. En dit is wanneer dit dan op jou kom en dit maak word van toepassing op my en jou lewe. Wanneer gaan ek en jy gereed wees? Jesus is op pad. Sy bloed is reeds uitgestort, sodat ek en jy 'n oorwinning kan kry. Vat hierdie boodskap, stuur dit aan, sodat iemand kan weet, daar's net een wat ons red, en dis die bloed van Jesus. En om net daarvan te praat, gaan jou nie help nie. You have to apply it. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons vanoggend net opnuut kan besef dat u bloed het gestort vir ons, Here, sodat ons in oorwinning kan opstaan
En ons kan nie nou wil agteroor sit en sê, wel, die bloed is gestort, so ek kan nou weer aangaan met my lewe en ons gaan koninkryk van die God beerwe nie. Nee, ons het nodig om dit in te wandel. Ons het nodig om 'n verhouding met U te hê. Here, help ons dat ons nie sal lam raak nie, dat ons nie sal moeg raak nie en dat ons sal opkyk met 'n verwagting, want U is op pad om U bruid te kom haal in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig hierdie evangelie van Jesus gekondig. Gaan verkondig die bloed van Jesus. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.